Goeienaand julle, vir die wat nie weet nie, my naam is Monica. Kom na julle toe met Lukas 9, die Here het op my hart gelê om skrif met julle te deel. Die Heilige Gees het vir my gewys, vir wie dit is, gaan dit ontvang, en vir wie dit nie is nie, gaan dit verwerp, maar dit is oké, as daar net een persoon is, vir wie ek kan help, dan is ek dankbaar daarvoor. Ek gaan heel eerste bid ek, en ek vra vir die Heilige Gees, om ons asseblief te kom lei, in sy wysheid, insig, raad, begrip, sterkte, goedsvreug en vrees vir ons Here, en ons bid dat Lukas 9 op vrugbare grond sal val, en dat die vyand absoluut geen saad sal steel nie, sodat in ons harte kan groei. En ons dankie daarvoor, en ons bid dit alleenlik in Jesus se naam. Amen. Lukas 9 lees as volg. Jesus stuur die 12 uit. Jesus het die 12 by mekaar geroep, en aan hulle mag en gesag gegee, om alle bose geeste uit te dryf, en siekes te genees. Toe het hulle uitgestuur, om die koninkryk van God te verkondig, en die siekes gesond te maak. Hy het vir hulle gesê, moet niks vir die pad saamvat nie, nie 'n kierie of 'n reisak of brood of geld, of nog 'n kledingstuk nie. En as julle na 'n huis tuis gaan, bly dan in dieselfde huis, totdat julle die reis voorsit. As daar mense is wat julle nie wil ontvang nie, moet julle van so 'n plek af weggaan, en die stof van julle voete afskud, as aanklag teen hulle. Hulle toe vertrek, en van die een dorp na die ander gegaan, om oral die evangelie te verkondig, en siekes gesond te maak. Ons lees in hierdie stukkie, waar Jesus self aan sy kinders die mag en die gesag gee, vir sy gesalfdes, om bose geeste uit te dryf, en om siekes te genees, en om die koninkryk van God te verkondig. Om siekes te genees is van liggaam, na siel, na gees. Ons het almal genesing nodig, iewers in ons lewe. En baie mense dink, in hierdie tyd wat ons leef, het ons nie meer nodig om vir siekes te bid, en om bose geeste uit te dryf nie. Maar ons is hier om die voorbeeld van Jesus te volg. Volgende, om die evangelie te verkondig, is om mense te vertel van Jesus wat vir ons aan die kruis gesterwe het, dat hy die dood uit opgestaan het na 3 dae, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe mag beerwe, en dat hy ons sondes wegwas, en sy bloed reinig ons witter as die sneeu. Ons lees ook hier waar hy vir sy disippels gesê het, moet niks vir die pad saamvat nie, nie 'n kierie of 'n reisak of brood of geld, of nog 'n kledingstuk nie. En as julle in 'n huis om tuis gaan, bly dan in dieselfde huis, totdat julle die reis voorsit. Hierso het Jesus vir sy disippels geleer, dat hulle niks moet saamvat nie, sodat hulle kan sien, ons Vader in die hemel, voorsien aan hulle al hulle behoeftes. Hulle geloof was hierso getoets en gegroei. Verder lees ons, as daar mense is wat julle nie wil ontvang nie, moet julle van so 'n plek af weggaan, en die stof van julle voete afskud, as aanklag teen julle. Soos iemand nie die evangelie wil aanvaar nie, skud net jou voete af en beweeg aan. Soos ek gesê het, vir wie die boodskap is, sal dit aanvaar, en vir wie dit nie is nie. Ons kan nie, as mense kan ons nie harte verander nie, maar ons kan in gebed intree, en die Heilige Gees vra om inspraak te maak in daai mense se hart en lewens. Verder lees ek van vers 10 af. Toe die apostels terugkom, het hulle Jesus alles vertel wat hulle gedoen het. Daarna het hulle saamgeneem in die rigting van die dorp Betsaida, waar hulle alleen kon wees. Maar die mense het dit te wete gekom en agter hom aangegaan. Hy het hulle verwelkom en met hulle gepraat oor die koninkryk van God, en die wat genesing nodig gehad het, het hy gesond gemaak. Hierso sien ons hoe Jesus graag tyd alleen saam met sy apostels wou hê. Maar toe die mense na hom toe gekom het, het hy hulle verwelkom, en het hy
vir hulle genesing aangebied en hy het hulle die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Jesus het nie mense weggewys nie. Hierdie gedeelte wys vir ons dat mens altyd na Jesus toe kan gaan. Hy wag vir ons. Hy wil ons genees en hy wil ons leer van sy koninkryk. Toe die son begin saak, kom die 12 na hom toe en sê, stuur die mense weg, dat hulle by die dorp en plase in die omtrek slaapplek en kos kan gaan soek, want ons is hier op 'n verlate plek. Gee julle vir hulle iets om te eet, sê hy toe vir hulle, maar hulle antwoord, ons het hier niks meer as 5 brode en 2 visse nie, of moet ons self vir hierdie klomp mense gaan kos koop? Net die mans bymekaar was al omtrent 5000. Toe sê Jesus vir sy disippels, laat die mense in groepe van sowat 50 gaan sit om te eet. Hulle het so gemaak en almal dat reg sit. Daarna het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Toe breek hy dit en gee dit vir die disippels om aan die mense voor te sit. Almal het geëet en genoeg gekry. Wat oorgebly het, het hulle bymekaar gemaak, 12 mandjies vol. Wat is jou 2 visies en 5 broodjies? Wat het jy wat min is? Is dit jou gebedslewe? Is dit jou praise and worship, wat jy die Here in lofsang eer? Is dit waar jy saai? Is dit waar jy saad van die koninkryk van die lig plant? Die bietjie wat jy het, as jy aanhou daarmee. As jy bid en vir die Vader vra om dit te seën, gaan dit vermeerder. In die begin het ek nie geweet hoe om te bid nie, tot ek bekering gekom het nie. Ek kon die Onse Vader bid. En ek weet, dis hoe Jesus ons geleer het om te bid, maar daar's soveel kere wat ek gehoor het hoe ander mense bid. Dan het ek benoud geword en ek het gedink, Here, ek weet nie hoe om so te bid nie. Hoor jy my gebede, bid ek reg? Waar begin ek? En so het die Heilige Gees my gevat en my gegroei, soos ek skrif gelees het, soos ek gebid het, soos ek gesing het, so dit vermenigvuldig. En ek weet daar's tye wat mens sukkel om te bid. Al het jy al geleer hoe om te bid, of om te sing, of om Bybel te lees, maar dis tye wat ons moet deurdruk, en dis dan juist wanneer ons moet sing, en moet bid, en moet lees, en moet stil wees voor die Vader se voete, om te hoor wat hy vir ons het om te sê. So groei ons. So om dinge eenvoudig te hou, het die Heilige Gees my geleer om te bid, tot ons Abba Vader, deur die naam van ons Here Jesus Christus, gelei deur die Heilige Gees. So Abba Vader, ons dankie dat ons vanaand tot U mag bid, deur die naam van ons Here Jesus Christus, Yeshua ons Messias. Ons dankie Abba Vader, vir Lukas 9, wat ons leer, in tye, Here, wat U ons stuur, om dinge te doen, om volkome op U te vertrou, Here, wanneer U vir ons sê wat om te doen, wanneer ons nie gekwalifiseerd voel, Here, of ons nie alles tot ons beskikking het, om dit te doen, waarvoor U ons stuur om dit te doen, Here, dat ons kan weet, dat U vir ons gaan deurkom. Ons dankie, Here, dat ons kan sien in tye, menigmalige tye, Here, wat ons dalk voel, ons is nie geregtig om tot U te gaan, Here, ons gesondig het, wat ons voel, ons het te ver weggedryf van U af, Here, dat U vir ons wag, dat U wil hê ons moet by U voete kom sit, om met U te deel, Here, om by U te leer van die koninkryk, van U hart, Here, hoe lief U ons het, en hoe U ons graag wil genees. Ons dankie, Here, ook dat ons vanaand ons 2 visies en 5 brode vir U kan gee, om die seën oor dit te vra, en die vra om dit te vermenigvuldig, Here. Ons gebedslewe, waar ons U loof en U eer en prys en sang, waar ons die sout en die lig van die aarde is, Here, om vrede te bring en die evangelie van U woord te verkondig. Here, daar waar ons bietjie het, Here, ons gee ons bietjie vir U, en ons vra U om dit te vermeerder, Here, want U alleen kan. Ons dankie vir hierdie kosbare woord, Here.
Ons bid dit alles in Jesus se naam en wil. Amen. Lekker naam.